Goeiemôre julle, welkom by die derde episode van Bosklets. Ons het die vorige twee so baie geniet en vandag het ons ek voel baie geëerd vandag om vir Pieter hier by ons te hê, Pieter Neethling. Van julle ken hom dalk as Venetics Gear, sy maatskappy, online winkel, YouTube channel en dan ook een van Suid-Afrika se top skits. Pieter, baie welkom. Dankie Adrian, dankie dat ek hier kan wees. Ja, dankie dat jy tyd afstaan. Ek weet julle het 'n klomp dinge en julle het 'n kompetisie die naweek en ons waardeer dit dat julle tyd vat. Nee, enige tyd. Thanks man. So Pieter, gaan vandag bietjie met ons chat. Ons het die vorige episode gepraat bietjie oor springbokjag. Vandag gaan ons probeer daai selfde konteks doen, maar in kompetisie setup. So ek weet nie of jy ons net so klein bietjie wil vertel van hoe werk 'n NRL of 'n PRS kompetisie. Ek weet hulle is verskillend, maar ek begin by een en net vir ons 'n bietjie van 'n breakdown doen. Kom ons sê ons weet niks nie. Ek weet niks. Ek wil nou net begin net geweer koop en bietjie skiet. Wat kan ek verwag by so 'n kompetisie? Kyk, ek dink daar's hoofsaaklik behalwe nou, ek dink almal ken 'n langafstand skiet waar jy maar prone lê en op verskillende afstande skiet. Ek dink dis redelik iets wat mens veel vir mense hoef te verduidelik nie. Maar as dit kom by NRL, PRS, URC, ek dink NRL is tans meer .22 en NRL Hunter, so die .22 en PRS en URC reiskan is baie dieselfde. So jy gaan byvoorbeeld in 'n dag in waar jy, kom ek sê 5 tot 8 stages het. In elke stage skiet jy van 'n prop af soos ons dit noem, so dis of van 'n stomp af of van 'n drom af of ietsie soos dit. Rondes varieer enigiets van 8 tot 10 rondes per stage en jy het gewoonlik 10 tot 90 sekondes tot 120 sekondes. Afhangende hoe baie rondes jy skiet en afhangende van jou skill level, as ek dit so kan stel. So die groot verskil, .22 vir die algemeen NRL, PRS se .22 werk maar baie dieselfde. Ek dink NRL is bietjie meer gefokus op familie en kinders en bietjie nuwe mense betrek, waar PRS is meer kompeterend. Groot PRS wat ek baie skiet is uit en uit kompeterend. Ek meen ons skiet partykeer 2 dag nationals, dan sit 140 rondes oor 2 dae. So dit is intimiderend dat jy skiet saam met die beste in die land en ook baie rondes en dis waar die URC inkom. Ons het die URC gestig om nuwe mense betrokke te kry. Soos byvoorbeeld hierdie naweek het jy net 5 stages, 40 rondes, dis 8 rondes per stage en dis gefokus daarop om nuwe mense te betrek by die sport en om dit maklik te maak en almal kan met mekaar praat en mekaar help en daai tipe van ding. So dis 'n lekker vriendelike omgewing waar dis 'n behulpsame omgewing wat ek dink belangrik is want dit kan vir 'n nuwe ou baie intimiderend wees. Soos ek wil nou graag julle Gautings kom skiet, maar is ook so 'n bietjie Dis vir enigiemand, vir my was dit self baie intimiderend om te begin skiet het 'n paar jaar terug en ons het nie baie van daai platforms gehad waar jy net kan instap en ouens kan vra en goeters nie. Dit is moeilik. PRS moet, hoe kan ek sê, die benchmark wees in die land, van dis waar jy Protea klere kan kry en al daai tipe van goed, waar ons platform maak dit vir die ouens net om in te stap en vrae te vra, en as jy nie gear het nie, word jy leen dit. Dis regtig daar om dit vir almal lekker te maak, want dit is 'n diersport. So jy moet die regte besluit neem. 40 rondes uitskiet en niks raak skiet nie. En jy wil graag hê die mense moet terugkom. Ja, natuurlik. Okay. So ons gaan in die video sal ons bietjie die URC details onder ook sit dat mense kan sien en ek weet nie of kan ons jou kontak details opsit. Ja, jy kan dit opsit, maar jy kan uitreik nie. Dit klink soos 'n baie lekker setup. So jy sê om en by 40 rondes vir die dag. Ja. Gewoonlik 5 stages, verskillende posisies en dan ook natuurlik verskillende afstand gonge. So elke stage, elke kompetisie, so ons het die Saterdag doen ons daai tipe ding en die Sondag is long range, maar soos ek sê, long range is maar almal ken dit. Jy lê en jy skiet, soos ons is van 600 uit tot op 1.6 kilos. Maar die Saterdag is ons bou elke kompetisie anderste. So kom ons sê stage 1 gaan jy in, jy het 4 posisies, jy het 4 gongs. Jy moet van elke posisie af 'n spesifieke gong 2 skote opskiet. So dis 4 posisies, 2 skote is 8 skote. Dit leer jou ook, as jy dit oordra na jag toe, om baie vinnig op jou voete te dink en hoe jy om alles beter te hanteer onder druk. Dit maak regtig vir jou. Vandat ek dit begin doen het ek 'n
baie beter jagter geword. Ja, ek kan dink goedjies is klein en daai gongs, hoe groot is hulle? Hoe Kyk, dit word maar bepaal per afstand, daar's 'n hele sommetjie van hoeveel MOA en daai tipe van ding. Maar dit kan enigiets 'n nader afstand van 100-150 mil gong wees tot ver afstande 'n halve meter, daai tipe van ding, ja. Okay, ag awesome. Yes, Maar ons by die URC, sorry dat ek jou in die rede val, is maar hoofsaaklik groter gongs, veral oor dit nie ter mense is. Ja. Ek hoor jou. Nee, ek sien uit om by julle in te val. Ek dink 'n groot ding wat mense ook dalk baie keer terughou van sulke goed af is obviously die gear. Wat het jy nodig? Jy weet dit outomaties in my kop as ons praat van kompetisie skiet, dan dink ek, yes, jy weet dit is ouens met stormtrooper pakke en ek verstaan wat ek bedoel. Mense het baie goed nodig. So kan jy ons so 'n bietjie deur 'n breakdown vat wat het ek nodig? Waarmee kan ek kom opdaag en net 'n lekker tyd hê? En dan tweedens, wat is soos jou setup? Okay. So die eerste ding wat ek altyd vir ouens sê is as jy gaan aankom by so 'n plek, daar gaan mense wees met honderde duisende rande se kit. Dit moet jou nie intimideer nie, want daai ouens doen dit al baie jare en as al baie van die ouens wat dit het wat dit maar net het van die begin af. So ek sê altyd vir die ouens, dit wat jy by jou het, bring dit en kom skiet. As dit 'n jagwapen is en 'n sakkie is en rond is, met dit kan jy kom skiet. URC het ons noem dit 'n rookie limited division, so dis vir rookies en vir ouens wat met 'n normale jagwapen kom skiet. Ek meen as jy net 'n wapen het en jy het nie 'n sakkie nie, daar's almal het een, hulle sal een vir jou leen. So jy het letterlik amper niks behalwe jou wapen en rond is nodig om net op te daag en te skiet nie. So, kom net, bring jou geweer, bring 40 rondes, ja, dit 50 rondes, seker maar so 'n bietjie vir inskiet. Ja, vir inskiet en dan ons doen dit 'n bietjie anders as ander ouens. Ons hou nie regtig timed stages nie. So aan die einde van die dag na 5 rondes as daar 2 ouens gelyk geëindig het op 30, om dit 'n spectator sport te maak, hou ons 'n shootout. O, lekker. So dan as jy ons vir ons bring altyd vir jou so 6 of 8 ekstra rondes en dan staan almal en kyk vir julle twee. As jy dink jy gaan top 2 wees, dan bring jy ekstra rondes. So dit maak dit lekker, maar dit help ook nie om uit te gaan en net alles te gaan koop nie. Kom eers, kyk of jy dit geniet, kyk wat het jy nodig voordat 'n mens net die geld spandeer. Behalwe die scope kan jy dadelik vir die tyd. Dis belangrik, baie belangrik. Okay, en vat ons 'n bietjie deur jou kit. Obviously, jy skiet professioneel, jy's weet soos ons sê een van Suid-Afrika se topskits. Praat met ons deur jou breakdown. Wat kan jy nie sonder gaan 'n kompetisie doen nie? En praat met ons kaliber, So ek hardloop hoofsaaklik as dit kom by PRS tipe skiet, PRS reiskant tipe goed, tans 'n 6 mm BR. 'n 6 mm is die trend wat baie ouens in die US gevolg het, toe ouens in Suid-Afrika. Ek het beide, ek het 'n 6mm en 'n 6.5. My nommer 1 is maar die 6mm. Ek spring so rond tussen chassis of 'n MDT of die Phantom X wat ons self maak, omrede ek brand ambassador vir MDT ook is, so jy wil graag hulle ook bietjie bemarking gee en al. Ek skiet 'n kale scope. Ek dit nou letterlik vandat ek begin skiet ek net hulle glas. Is natuurlik baie nice, maar dit is 'n baie duur optiek. Ek hardloop 'n tripod soos daai wat agter jou is, want ek kan hom gebruik om PRS te skiet en dan se gewoonte om ek kan met hom jag, dis 'n carbon fiber tripod, jy kan hom ronddra. Ek dink nie ouens het regtig meer nodig teenoor met 'n skietstok te jag nie. Ons moet aanpas by tegnologie. Verseker. Ek gebruik 'n Vortex Fury rangefinding binocular. Dit in die kompetisie ook. So mag jy dit in die kompetisie gebruik terwyl jy in jou stages. Ja. Okay. So ek raai ook altyd vir ouens aan as jy kan. As jy gaan begin koop vir die goed wat jy as jy kompetisie skiet net so kan oordra jagveld toe en goed. Dit maak net sin. So ja, ek is nie ou met baie gadgets nie. Vir my dope en goeders gebruik ek 'n Kestrel. Ja, en dan die Kestrel wat ek gebruik vir my solutions, as jy dit so kan stel, maar ek dink dis maar die hoofkit wat ek gebruik. Ek gebruik nie baie nie. Ek probeer op die bare minimum bly. Baie ouens wat kompetisie skiet hou verskriklik baie van, hulle noem dit tripod rear, so jy gebruik hom vir support en pump pillows en al daai goeders. Ek probeer so minimum as moontlik gebruik. Ek voel dit maak van my 'n beter skit en ek kan dit weer eens net so oordra in die jagveld in.
As jy loop en jy sien hier's 'n boom, as dit soos flip, ek het dit in 'n kompetisie gedoen, ek kan dit baie maklik nou doen. Ja, jy kan dit simulate. Ek dink dis belangrik, want op die einde van die dag, daar is ouens wat net kompetisies skiet wat glad nie jag nie, maar ek dink meeste van ons en meeste van die ouens wat die kanaal ook kyk en volg en wat ons volg, Ja. Doen 'n bietjie van albei. En weet dit is maar weer eens net terug na ons kant toe. Wat ons probeer doen met die teleskope ook, ons probeer maar altyd iets sê wat 'n bietjie van 'n kombinasie van die twee is, want jy kan nie altyd spring tussen Presies. jou jag en jou kompetisiegeweer nie. Alright, nee, ag awesome man, dit is great. Okay, so som hom gou op. Jy het gesê obviously jou geweer, jou 6mm BR in 'n MDT chassis of jou Phantom chassis. Ja. Jou Calus glas, wat se model dan nou ook al. Ja. Saam met 'n tripod en nie rear bag nie. Skiet jy rear bag? Ek het 'n normale, ons noem dit maar 'n game changer, 'n barricade sakkie. So hom gebruik ek maar vir alles, selfs as ek long range skiet. Ek weet die long range ouens gebruik hierdie fancy protector sakkie so goed, ek gebruik hom vir alles. Okay. Ek probeer as ek in 'n PRS match skiet permanent net my geweer in 'n sakkie, dis dit. Sover as wat ek kan. So van die stages, verskies dat ek net reg verstaan. Kom ons sê ons het nou een van daai X-Ball Wat noem dit 'n tank trap? Yes, ja. 'n tank trap. Op daai stage kan die reels dalk agter wees. Obviously jy moet anders wees. Jy moet die tank trap gebruik. So jy gaan nie daai jou tripod mag gebruik nie. Jy gaan die tank trap as 'n rus gebruik met 'n sakkie en jy het jou 8 skote van verskillende posisies op die tank trap af. Maar nou baie keer sal hulle sê daar's geen gear restrictions nie. So as jy bietjie onstabiel voel, kan jy jou tripod gebruik vir rear support. So die ou gooi 'n sakkie geweer en die agterkant op sy kolf soos hierso druk hom teen die tripod, dan is jy binne die doodstabiel. Ja, jy's binne die reels, jy kan dit doen. limite. Dis maar net ek voel dit vat baie van jou tyd en as jy dit kan doen is dit goed, maar ek verkies om soveel as moontlik met my een sakkie. Daar wat hulle sê fear the man with one gun is hulle fear the man with one bag. Ja, okay. Dis goed. Pieter, ander ding wat ek dink nou deesdae nogals baie opkom of wat ek baie hoor, ek het dit nie altyd so baie gehoor nie, is custom gewere. Jy weet, ou wil 'n aksie koop byvoorbeeld om 'n dasher te bou, 'n 6mm dasher of 'n BR. Sover ek weet is daai kalibers nie standaard van die rak af beskikbaar tensy jy baie duur koop nie. So buiten vir daai kalibers wat jy moet laat custom maak. Dink jy daar's 'n groot verskil in 'n custom geweer in 'n kompetisie setup teenoor om noem dit nou maar 'n Hawa of iets baie fancier as 'n Hawa van die rak af te gaan koop? Waar trek ons daai lyn wat Kyk, dit is 'n fyn lyn. Ek het glad nie 'n custom wapen nie. My BR Tervello in Suid-Afrika bou hulle en dashers en daai goeder, so dit is klaar vervaardig. Maar nee, my eerlike opinie, ek het al met custom wapens soos 'n custom aksie en 'n loop en al daai tipe van goed geskiet en as ouens by dit kom sê ek vir hom koop vir jou Tikka van die rak af, koop vir jou 6.5 Creedmoor en spandeer die geld op goeie glas en goed en kruit en punte en goed te gaan skiet. 'n Tikka is 'n oefen en kry hom aan die gang. 'n Tikka is so naby aan wat jy gaan kry in 'n custom aksie en 'n 6.5 Creedmoor dink ek nog steeds is seker tans een van die beste allround wat jy kan kry daar buite en dis my voorstel wat ek altyd vir ouens sê as jy kan. Ek meen ons het ouens in die land soos Terblanche die Jager. Daai ou skiet met 'n Hawa by al die ander ouens wat custom gewere het van R100,000 plus. So Ja, dis ongelooflik. jou talent en die tyd wat jy insit is baie meer werd as die geld wat jy gaan uithaal om vir jou 'n groot duur custom setup te gaan bou. Kom ons chat oor daai is belangrik, tyd wat jy insit. Natuurlik party ouens word groot op plase met skiet, met jag, met alles. Hulle het net hulle weet gevoel rondom 'n geweer. Ander ouens nie so baie nie. Is daar spasie vir 'n ou om in te kom en in 'n jaar of 2 of 3, natuurlik weet ons hoe meer tyd, hoe meer geld jy insit, hoe beter gaan dit word, maar is daar 'n plek, kan jy regtig jouself baie goed inoefen om 'n kompetisieskut te word of is dit 70% talent en Nee, ek dink jy kan dit regtig doen. Ek vat hom as 'n voorbeeld. Ek glo nie hy gaan omgee as ek sy naam noem nie, Leon Goosen. Leon het einde 2021 vir die eerste keer kompetisie begin skiet. Hy het nou in die week ergens 'n post gemaak. Ek dink hy het met sy eerste en 'n 16de geëindig. Hy het baie swak geskiet. Hy vlieg volgende week oor see om in die
kampioenskap te gaan deelneem waar hy Suid-Afrika verteenwoordig. So jy kan, maar hy het ongelooflik baie tyd ingesit. Ja. Dit is belangrik. Dit is soos enigiets anderste. As jy die tyd gaan insit, gaan jy die vrugte van dit pluk en jy kan definitief. Yes, dis ongelooflik. Ja. Een ding waarop ek nog wil raak gou vanoggend is reticle. Ons kry obviously met ons teleskope en alles wat ons doen, ons kry verskriklik baie oproepe rondom wat se tipe reticle. Nommer 1 is byvoorbeeld in ons nuwe Oryx. En dan ja, sê vir my wat vir jou belangrik in 'n reticle? Skiet jy vol Christmas tree, soek jy wat se tipe lyntjies? Waartoe gaan die trend? Wat geniet jy? So ek het begin met 'n wat hulle noem 'n Christmas tree reticle. Ek het hom nie baie lank gehad nie, toe verkoop ek hom. Omrede vir my is dit te besig en ek gebruik dit nie. Ek het oorgegaan na ek noem dit 'n normale subtension reticle. So dis alles wat jy kry in 'n Christmas tree reticle. Buiten hy het nie daai nie. So al my goedjies is punt 2 op en af, links en regs. Vir my is dit meer as genoeg. Daar is goeie skit in die land wat ook so skiet en baie ouens oor see wat begin so skiet. Omrede as jy 'n PRS kompetisie skiet, kry jy 'n stage en normaal wat hulle sê jy mag nie dial nie. Dit beteken sodra jy die tyd begin mag jy nie dial nie, maar voor die tyd kan jy. So as jy moet holdover skiet met elevasie, het jy jou punt 2 wat jy kan doen, selfs wat ons doen met jag. En jy het oor die algemeen nie altyd nie, maar oor die meerderheid van die tyd het jy 'n konstante wind van 'n sekere rigting af. Jy kan dit indial en jy kan op en af hou. Ja. So daai reticle werk vir my, voel ek vir langafstand skiet, vir PRS skiet en jy kan hom so oordra in die jagveld en is 'n skoner oop reticle dat jy beter kan sien. Ja. Dis moeilik om te sê waar die trend is. Baie ouens het gegaan na die Christmas tree reticles toe. Nou is daar baie ouens wat beweeg na die oop reticle toe. Dit gaan verskil van persoon tot persoon. Ek dink dis 'n baie groot voorkeur ding hoe hy vir jou oog deur die glas lyk. Ja, vir my is dit net daai Christmas tree reticle. Ek kan nie sien hoe baie jy hom eintlik gaan gebruik nie, maar weer eens dit kan verskil van persoon tot persoon en ek hou van iets wat ek kan gebruik in enige kompetisie en weer eens net so kan dra na die jagveld toe. Ek hoor jou. Ons het voor die tyd bietjie gesels oor hoe belangrik dit is om jou reticle te ken en natuurlik die inligting in jou reticle te verstaan. Ons kry baie te doen met ouens wat hulle eerste gewere koop. Jy weet, ons kry baie te doen met ouens wat vir die eerste keer gaan deelneem. En daai nommertjies in die reticle is nie noodwendig 100 meter, 200, 300, 400 meter. Ja. Dis 'n standaard term en ek het nou eendag 'n video gekyk en die ou sê jy moet in MRAD of in mils amper begin dink of in MOA. En ek dink dis belangrik want as jy soos jy praat nou van jou lyntjies is almal, jou subtensies is almal 0.2 mil uitmekaar uit. Ja. Al die teleskope op die mark is nie so nie. So jy kan nie net 'n teleskoop opvat en as jy gewoond is om op die 3de of die 4de holdover lyntjie te skiet, aan te neem dis dieselfde as wat jy het nie. En ek wil klem bring op dit, ek wil bietjie fokus op daai gesprek, want soos ek sê ons kry baie van hierdie vrae in hoe belangrik dit is om jou reticle te ken. En al vat jy 'n ander ou se geweer of 'n ander ou se wapen en skiet hierdie kompetisie, hoe belangrik is dit om daai nommer 1 die MRAD spasies te verstaan en nommer 2 dan te verstaan wat beteken dit deur daai reticle. Ja. Nee, kyk, dit is baie belangrik en ons het gepraat ook soos op Strelok wat jy nou jou reticles het en daai tipe van goed. Ek stel gewoonlik vir 'n kliënt voor wat vir die eerste keer kom en dit wil begin doen maar hulle weet glad nie. Sê ek vir hom op 'n A4 bladsy, print jou reticle uit, lamineer hom en as jy by die huis is, plak vir jou kolletjies op die muur en oefen om jou reticle te gebruik. Dis die maklikste. So jy sê luister, ek gaan nou in as jy baie meer jag georiënteerd is, sê okay, luister hierso, jy gaan nou 'n boks sien en jy gaan 'n .4 wat nou 0.4 op jou subtension is wat jy moet gebruik, gaan jy moet hou vir wind. As jy daai bietjie, hulle noem dit dry fire tipe van goeders doen, ewe skielik sien 'n kompetisie kom of in 'n jagveld kom, weet jy wat in jou glas aangaan en is vir jou soveel makliker om dit te gebruik want jy gaan nie in die jagveld tyd hê om jou app oop te maak en vinnig te kyk, okay, luister, ek moet daai streepie gebruik vir die bok, sal in 'n kompetisie nie. Ja, so ek sal sê dit is bitter belangrik vir jou om jou reticle te ken. Dit gaan jou lewe vir jou makliker maak en jy gaan jouself nie in die steek laat in 'n kompetisie nie en jy gaan jouself ook nie baie duur kos in die jagveld nie. Ons kry baie ouens wat natuurlik nou begin in hierdie goed ingaan
En dan vra hulle oor die reticle en dan vra hulle oor Strelok of Chairgun. Al ons reticles is in Strelok, maar obviously met Strelok wat nie heeltyd nou deesdae geupdate kan word nie, is dit nie oral beskikbaar vir almal nie. Kan mens enige reticle laai wat soortgelyke subtensies het en van hom af werk, of natuurlik soos ek nou gesê het, as Strelok vir jou sê jy leer nou van Strelok af of jy leer van Chairgun af of wat ook al app jy gebruik om jou ballistic data te kry. 0.8 MRAD is jou holdover. Dan die belangrike punt daar is om dan oor te gaan na jou reticle toe, te sien waar jou 0.8 lyntjie is en daar holdover te hou, of 1.5 of 1.7. Dit maak nie saak om daai prentjie fisies in Strelok te sien en die kolletjie te kry nie, jy moet verstaan wat in jou reticle aangaan. Dit is jy moet verstaan wat in jou reticle aangaan en dis baie eenvoudig. Ek dink dit gaan jou nie baie lank vat nie en dan gaan jy ewe skielik agterkom hoe hy werk. Dit kan die mekaar raak as jy 'n Christmas tree reticle het. Dit kan ek verstaan, veral vir nuwe ouens dan raak dit rof. Maar as jy weet wat op en af, links en reg gebeur, jy gaan net agterkom, jy het nie dit nodig nie. En as jy amper soos daai ou gesê het, begin dink in die terms, jy dink nie in nommertjies nie, jy dink in MRAD of jy dink in 0.2, 0.4, 0.6 of in MOA, wat ook al jy dan nou. Dis 'n goeie skill om te leer en dis seker een van die maklikste en eenvoudigste skills om te leer, is net om jou reticle te ken. Ja. Pieter, laastens, gee vir ons 'n bietjie tips. Gee vir my tip vir my eerste URC nou oor 2 weke. Wat is daai golden nugget, of as jy dit wil deel? Jy hoef nie 'n trick ek sal sê, en ek sê dit vir die meeste nuwe mense wat daar opdaag en goed, wees 'n spons. Neem soveel in as wat jy kan, vra soveel vrae as wat jy kan, en as jy 'n verkyker het en jy's daardie dag of as iemand anders is in 'n oop staan, spandeer soveel as moontlik tyd op glas. Staan en kyk wat doen die ouens as hulle praat. Sê nou maar 'n ou sê luister, hy gaan in hierdie stage ingaan en hy gaan 'n 0.4 wind gebruik vir wat die wind tans doen. Kyk wat gebeur as hy skiet en so begin jy leer. Dit is die maklikste en mees eenvoudigste manier om te leer. Ek weet dit is moeilik. Ek is self so, as ek by nuwe mense kom, jy skaam en jy wil nie vra en seker goed nie, maar as jy vra en luister wat ouens praat en net tyd spandeer, dit is regtig, soos jy sê, die golden nugget. Jy gaan so vinnig dinge optel en leer. Ja, dit is belangrik. En ek dink dit is goed dat jy noem dat dit 'n baie oop en oop gemeenskap is. En dit is ons ervaring ook natuurlik in die hele gemeenskap en die environment. Dit is baie oop, almal wil leer, almal wil bydra. Dis goed, dis waar dit moet gaan. Dis waar dit moet gaan. Ja. Ek dink is 'n lekker like-minded community. Yes, uit en uit. Almal doen dieselfde. Gee vir ons 'n bietjie tips as jy kan oor hoe om beter te skiet. Wat moet ek oefen? Waarvoor moet ek uitkyk? Wat moet ek doen as ek alleen baan toe gaan sodat ek by die kompetisie beter gaan doen? Een van die belangrike goed wat ek dink meeste van ons ouens doen, wat ek eintlik nie doen nie. Ek kom nie by dit uit nie, of ek maak nie tyd daarvoor nie, maar dry fire. Baie van ons hoor dry fire, almal weet dalk nie 100% wat dit is nie. By jou huis, tel jou geweer op, as jy 'n tripod het of 'n tafel het of ietsie, plak vir jou kolletjies op die muur en hardloop jou slot, trek jou sneller, raak gewoond aan dit. Raak gewoond daar om jou reticle te gebruik op, kom ons sê die kolletjies is verskillende gongs. Ek het dit op 'n stadium gedoen, dan bou ek vir myself 'n stage en sê ek gaan hier ingaan, daar's 4 kolletjies op die muur en ek moet op elkeen skiet en as ek oorskuif na volgende ene toe moet ek soveel mils dial. So jy oefen dry fire, so ewe skielik jy op die baan kom en jy wil lewendige rondes oefen op gongs, is dit muscle memory wat inskop. Jy weet hoe om jou slot te hardloop, jy weet waar om jou sneller te breek, jy weet om jou geweer vinniger level te kry, jy alles tot en met daai oomblik wat jy die skoot trek, beweeg net vinniger. Dis regtig 'n goeie ding. Meeste van ons, of baie van ons, het nie die geld om elke week na 'n skietbaan toe te gaan en net rondes uit te skiet nie. So daai is letterlik die maklikste manier om net jouself beter en gemakliker te maak. En sê vir my, as jy nou sê dry fire, ek dink ons altyd hierdie stigma dat ons nie 'n geweer mag dry fire nie. Ek het so groot geword, jy weet. Is dit oukei met die moderne aksies? Moet jy snapcaps koop of nee, met die moderne goed, ek het al met van myne, selfs as ons die oggend by 'n kompetisie kom, net om jouself gewoon te maak aan alles,
hardloop jy dit 'n paar keer in dry fire om jou asemhaling goed, want dis 'n groot ding wat ouens van vergeet is jou asemhaling. So as jy by die huis op ietsie oefen, het jy tyd om te besef, okay, luister, ek sit te veel pressure in my geweer in of ek staan bietjie skeef. So jy kan in daai finietjie goed kan jy werk by die huis. Maar dry fire, daar's ouens wat duisende rond is dry fire. 1.22 weet ek kan jy nie. Ja. Jy kan, maar dit word definitief nie aangeraai nie, maar normale slotaksie, ja. Geen probleem nie. Nee, Firing glad pin gaan nie afbreek. Nee. Wat ons altyd gehoor het. Inteendeel gaan jou slot, hoe meer jy jou slot hardloop, raak hy bietjie smoother en alles werk en als ja. Fantasties. En dan nog 'n vraagie, hoe groei ons basies in ons gear in? So ek het nou hierdie setup hier agter. Ek kom, ek deel 'n bietjie, ek skiet 'n bietjie. Wat gaan vir my volgende stap wees? Ek sal voorstel as jy kom by 'n kompetisie, dit wat jy het skiet eers 'n paar kompetisies. Soos ek gesê het, vra leer by mense daar, want dis maklik vir ouens om in te spring en die duurste chassis op die mark te koop en die duurste scope te koop en al daai goeders, maar as jou skill set nie op daai goed se level is nie, mors jy jou geld. So baie ouens spandeer. Ek sal sê vir al as jy PRS of ietsie soos dit wil skiet, 'n chassis is 'n baie goeie beginpunt. En daar's goeie chassis op die mark, daar's lokale maatskappye wat goeie chassis, jy het nie nodig om 'n ingevoerde ding te koop nie. Die lokale ouens se produk is op dieselfde level as wat internasionale ding is. Ek's 'n groot voorstander om te sê gooi meer geld in die rigting van goeie glas, want goeie glas gaan vir jou so ongelooflik baie help in 'n kompetisie, veral as dit 38, 42 grade Celsius is in die middel van die dag en die mirage begin hardloop. Jy wil graag sien waar val jou ronde, jy wil graag sien waar val hy op die plaat, daai tipe van goed. Maar dit help nie spandeer R80,000, maar jou skillsets nog nie daar nie. So vat die tyd, skiet kompetisies en as jy nie reeds 'n chassis het nie, begin by 'n chassis. Ek meen scopes van R12,000, R16,000, R20,000 gaan jou nog baie ver vat. Ek dink persoonlik, eerlikwaar, ouens in ons game spandeer meer geld op scopes wat nie noodwendig nodig is nie. Maar as 'n gearhuis, die ouens doen dit, hy sien sy chommy het dit, nou wil hy dit hê en daai tipe van. Ja, dit is ek het op die vorige video ook gesê dat dit gevolg van dit wat ons 'n besigheid het. Dit is en dis as gevolg van dit wat ek 'n lewe kan maak. Ja. Maar die groot ding is moenie net inspring nie. Soos jy sê, groei saam met jou gear. So as jy voel okay, luister hierso, ek kom nou op 'n punt waar hierdie glas begin my nou pla. Dit raak vir my blurry, begin kyk net iets anders toe. Kalibers en goed, ek dink jy gaan sommer ooit uit jou geweer uitgroei nie, my eerlike opinie. Byvoorbeeld ek het 'n 6.5 gehad vir baie lank, toe het ek gedink ek gaan 'n 6.0 kry en dit gaan my beter maak skiet. Ek skiet goed met hom, maar ek het meer tyd ingesit. Waar as ek nou na my 6.5 toe gaan, 'n geweer is nie, dis hoofsaaklik chassis en jou normale klein gear. Tripod is 'n goeie ding om te hê, maar is nie 'n must have. Daar's net ongelooflik baie goed in die game wat ouens het, maar dis nie alles noodwendig nodig. Ek dink as ons dit kan opsom, elke ou se voorkeur gaan bietjie anders Ja. wees. Kom by die eerste kompetisie, tweede kompetisie, daag op met wat jy het, kyk wat ander ouens gebruik. Leen dalk 'n sakkie, leen dit, Presies. probeer dit uit en dan vat jy dit van daar. En as jy voel jy het om weet weer winkel toe te loop en alles die dag te koop. Ek dink dis die grootste fout in die wêreld. Ja. En as jy daar kom en jy voel jy het 'n limitation, die ouens is so oop. Hy gaan vir jou sê, hoorie, vat my geweer, hoe voel die chassis vir jou? Dis kyk hom of kyk deur hierdie skou. En so kan jy 'n beter berekende besluit maak as wat jy net instap by 'n winkel en dit aflaat. Ja, baie dankie vir jou kennis, dankie vir die deel. Is altyd lekker om Enige tyd. te hê. En laaste vraagie net voor ons opsom. Wie is die beste skip? PRS gewys. Ja. So PRS gewys, ek dink die ouens dit wissel baie, maar ek dink tans Warren Burton. Almal ken hom van Gun Warrior. Die ou talent, die ou doen dit al baie lank en hy BNP. Hy waar baie van ons, jy sal daar na top 2 top 3 wees en dan ewe skielik begin die druk net op jou neerval. Daar's baie goeie skit. Ek dink die sport het bitter baie gegroei in die laaste jaar, 2 jaar waar enige ouens in die top 10, top 15 kan 'n dag instap en 'n match wen. Maar ek dink persoonlik tans nog steeds hy is tans die beste wat ons het in die land. Ongelooflik. Dankie Pieter. Doodreg. Enige tyd.